different circumstances. Perhaps this moment is calling us to something deeper, something more honest, more compassionate, and more aware. I want to speak from a very, very personal place today. I stand here not only as a psychologist, but as family. And if I'm being honest, this moment is deeply, deeply triggering. Because this is not just something I understand professionally, it is something I have experienced personally. In the work I do every day, I see this. I see the weight that people carry. I see the silent battles that are fought behind closed doors. I see it in the students, in the employees I support and counsel, in the people I work with, in my friends, and even within my own family. Many, many people live with mental health challenges or mental health related disabilities. Way more than we realize. Someone right next to us right now might even have mental health related challenges and we won't know it. I'm sure those individuals will agree when I say there are times when the struggle becomes so deep that it feels impossible to see a way forward. There are days when things simply do not make sense. Days where there is a heaviness that cannot always be explained, even when someone has every reason to feel happy. Days where everything may look okay on the outside, but internally it does not feel that way. And that is the reality of mental health. Mental health is about more than just emotions. It's about how we think, how we feel, and how we cope, and how we experience the world around us. When someone is struggling, especially with conditions such as depression or post-traumatic stress disorder, it is not simply sadness. Depression is an illness, as Brother Martin said, it's a sickness. It's not something you can just snap out of. You can feel like a weight on your chest. It can make even the smallest stars feel overwhelming. It can leave you feeling tired, disconnected, and hopeless, even when there's a love all around you. And it's also important to understand what happens in the brain. Our brains rely on chemicals such as serotonin and dopamine. And these chemicals help us to regulate our mood, our thoughts, and our sense of well-being. When there is an imbalance, it can change how a person experiences the world. Negative thoughts can become louder, hope can feel distant, and the mind begins to convince a person that they are alone, even when they are not. That they are burdened, even if they're not. Or that things will not get better. And even when that is not the truth. Sometimes it brings thoughts that are difficult to understand. Thoughts of wanting the pain to stop, of needing a relief from something that feels unbearable. And in those moments, it's not always about wanting to die. It's about wanting the pain to end. That is how complex and serious this illness is. Globally, every 30 seconds, someone loses their life to suicide. Every 30 seconds. So as I'm standing here, people lost their lives already. That is how many people are silently fighting battles we cannot see. And yet, so many people do not speak up. They don't have the courage to speak up. Not because they do not want help, not because of stigma, not because they do not want help, but because of stigma, misunderstanding, and the fear of judgment and ridicule. So they put on a mask every single day. They show up, they smile, and inside they're struggling. That is why today, absolutely no one is to blame. It's not about blame. There's no one person to blame. What she may have been experiencing is something deeper than what any of us, we fully see, fully comprehend. And in moments like this, blame does not bring healing, but understanding does. What we can do is learn from this. Let this moment soften all of us. Let it open our eyes. Let us become more compassionate, more empathetic, more pleasant, more intentional with one another. If someone says, I'm okay, ask again. If someone becomes quiet, withdrawn or distant,
not always been taught how to speak up about mental health. We have been taught to be strong, to push through, to keep going, and to get out of it. But today, I want to say this gently. Being strong does not mean suffering in silence. Real strength is also in saying, I'm not okay, and in allowing others the space to say the same. To anyone here today who may be carrying something heavy, quietly and alone, please hear this. You are not alone. Your life matters, and there are people who care, even when you may not feel or seem like it. I also want to take a moment to speak to those who are carrying this loss most deeply. To Uncle Irby and Auntie Nita, there are no words that fully hold the pain of losing a child. Please do not carry blame in your hearts. What will always remain is the love you guys gave Obenisha and the life you shared with them. That love will never disappear. To the Peterson and Linda's family, this loss reaches deep into your hearts. May you find comfort in the memories you shared and in knowing how deeply she was loved. To AJ, your loss as a husband is one that words cannot fully express. The life you built together, the love you shared, those are things that remain with you. Be gentle with yourself in the days, the weeks, the months, the years ahead. To your friends and work colleagues, the ones who laughed with her, supported her, and shared life with her. Believe her, remember her, speak about her, and carry her with you in moments that matter the most. And to John and I, you may not fully understand this now, and as you grow older, you may have questions. You may even at times wonder if there was something you could have done. But I want you to hear this, even if it's only something you will understand one day as you grow older. This is not your fault. Your mama loved you deeply, completely, in a way that will never ever disappear. Nothing you did or didn't do could have caused this. And as you grow, may you always be surrounded by people who remind you of that love, who support you, and walk this journey with you. And to the family as a whole, may you hold each other a little closer. May you find strength in not having answers, but in having each other. And as we say goodbye to Obenisha today, let us do so with both grief, but also with intention. Let a life remind us to love more openly, to listen more deeply, and to care for one another in ways that truly matter. May we honor her not only in our tears, but in how we choose to show up for each other in this day forward. May she rest gently, and may we carry her with us in awareness, compassion, and in the way we choose to love one another. Thank you.
eer. Here, U wil vandag deur hierdie lied sê, ons moet stil wees en ons moet weet. Ons moet verseker weet, Here, dat U God is. U is God in hierdie plek. Ek wil bid, Here, terwyl U my afgesonder het vir die woord, dat ek vanmôre net sal spreek soos wat U met my gespreek het. Salf my lippe, my tong, Here, in die naam van Jesus. Prys die naam van die Here. Ek wil ons begrafnisgangers wil ek begroet. Prys die naam van die Here. Ek wil ons pastore, ouderlinge, diakens, elke broer en suster wil ek begroet in daai geseënde, aloorwinnende naam van Christus Jesus. Hierdie week was 'n baie stresvol week. Amen. Maar ek gaan doen soos wat die Here die woord op my hart gelê het. So ek wil namens ons skerp prys die naam van die Here, ons medelee en simpatie spreek deur die familie. Prys die naam van die Here. Ek weet, u het baie vrae. Amen. Maar heel moontlik sal die woord vanmôre lig lê op baie vrae wat u vra. 1 Korintiërs 10 vers 13 sê, geen versoeking het julle aangegryp, behalwe 'n menslike. Die dood gaan gepaard met drome. Die dood gaan gepaard met seer. Die Here sê, dis menslik. Maar dan kom die ander gedeelte, hy sê, maar God is getrou. Die Bybel sê, hy sal nooit toelaat dat jy bo kan jou kragte versoek. Al lyk jy dood so erg. Halleluja! Maar die Here sê, dit is die lammet wat jy kan dra. Here, prys U, gee God 'n prys in die plek. En dan sê hy net, hy is getrou nie. En hy sê, met die versoeking sal ek die uitkoms sien. Here, hierdie Here is aan die Here. Halleluja, sodat jy dit kan verdra. Prys die naam van die Here. Maar ek wil nog so, ek gaan vanmôre met iemand tyd maak. Amen, die wat ver gekom het gekom vir 'n woord. Ek hou van ek gaan vanmôre 2 preke preek. Vir die wat so by die huis lê Sondag. Dat is sommer nou daai preek kry. Ja, prys gee God 'n prys. Die Bybel sê in Jesaja 13, hy sê soos iemand wat deur sy moeder getroos word, so sal ek julle vertroos. Halleluja! As hy dit hartseer ervaar, dan druk die mama om teen hom. Maar hierdie God sê, soos 'n moeder, familie soos 'n moeder, ek wil die man sê, soos 'n moeder, jou vasgedruk het teen haar bors, sê die Here vanoggend, so sal ek julle vertroos. Net so 'n paar gedagtes, ek gaan nou by die woord kom. Die Bybel sê, salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Nou troos God ons. Hy troos ons deur bemoediging. Hy troos ons deur in ons innerlike mens 'n vrede te gee. Amen. Halleluja, vandag is daar trane. Daar is seer. Daar is pyn. Maar die woord sê, môre gaan ons weer lag. Want God gaan self die trane afdroog. Ek hou dit maar kort, dis net die trooswoord. Nou gaan ek begin met die baie gevaarlike gedeelte. Terwyl ek ook so 'n menslike redenasie en beredenering het, wil die Here vandag vir ons 'n boodskap gee. God is aan beheer van die dood en van die lewe.
op dieselfde manier wou gesterf het. The one time God allowed it. But in the other situation, He didn't allow it. Wat sê dit vir my? Hierdie God is in beheer van die dood en die lewe. As jy het glo nie sin vanmôre glo. Maar ek gaan die woord vir u lees. Deuteronomium 32 vers 39. Hy sê aanskou nou dat ek is en dat daar geen God naas my is nie. Hier kom die woord. Hier sê ek maak dood, die Here sê hy maak dood. As jy dit nie glo nie, en maak lewend. Halleluja! Nie een van ons weet vanmôre wat die gesprek tussen haar en God was. As hy gekom het om te judge, dan wil ek jou sê, God is in beheer van die dood en is in beheer van die lewe. Hoor ek van die skrif toe. Hy sê ek verbrysel en ek genees en daar is niemand wat uit my hand gered kan word nie. Hier moeilik sê die mama, as my kind maar net met my gepraat het. Hier moeilik is iemand wat hy sit en sê, as hy miskien net raad gekry het. Daar is niemand wat vir hy God se hand kan gered het. Daar is dinge wat God bestem, wat ek en nie niks aan kan doen. Halleluja! Jy gaan hoor, wat ons nou nie. Ek wil net by die punt bring volgen. 1 Samuel 2:6. Hy sê die Here maak dood en maak lewend. Selfs Satan moet toestemming by God kry. Toe hy Job sy lewe wil aanval. Halleluja, daai oomblik, toe was hy God se toestemming kry. Here, prys U. Die Here is in beheer en die Here is in die beheer van dood en lewe. En ons kan nie voorbij dit gaan nie. Gaan wij vanmorgen testimonies ook gee. Ek stap in 'n hospitaal in Kleinbreem. Terwyl my vrou geboorte gee in Elmarie. En terwyl ek verby stap, roep my suster my sê, Abi, weet jy wie lê daar? En ek sien is 'n polisievrou. Sy maar die polisie. En sy sê, hierdie vrou wou haar eie lewe nou vir die 3de maal gevat. Sy is klaar, bly dood verklaar. Sy sê, Abi, wil jy nie vandag van bid? Here stuur my en hy saal in. En hy stryk my hand uit oor haar. En ek sny die dood oor haar lewe af. Die volgende dag toe ek in die hospitaal kom. Ek sê vir die God maak lewend. En hy maak dood. Toe ek aanstap, alle pype as verwyder. En sy lê daar nog maar. Wat sê wie? God bepaal jou teen sy tyd. Hoor wat sê Job 14 vers 5. Hy sê as ons daar en ons jare vastgestel het, as daar grense wat ek in hierdie kan hoor. Miskien moet ek hierdie stelling anders te maak. Hoe jy doodgaan, bepaal jy jou eindbestemming. Redeneer. Ek sê, Here, die pastoor en sy vrou is in 'n gruisame ongeluk en sterf hulle. Hoekom het jy dit toegelaat? Die waar is ek het nooit geweet
Die Here beheer die dood en die lewe. Ek en nie wat die sit weet nie hoe ons gaan doodgaan. Maar hoe ons gaan doodgaan, bepaal nie ons bestemming nie. As jy 'n bietjie gaan uitkat, so 'n bietjie gaan uitkat van die woord, is maar net om weer 'n bietjie nader te bring. Nou gaan ek met die twee gevalle bring. Terwyl ek daar sit, lê die Here die gedagtes oor my gees. Voordat ek dit begin te sê, my life is in your hand. Ek en jy se lewe is in die hande van die Here. Weet jy dit? Hoor wat sê Romeine 14 vers 8. Hy sê ook ons as ons lewe ons tot eer van die Here. En as ons sterf ons tot eer van die Here. Hy sê of ons nou lewe of sterwe, ons behoort aan die Here. Sê nie waar die verskil. Ons behoort aan die Here. Jy wat jy sit en sê ek behoort aan myself, jy lieg man. Hoekom behoort ons aan die Here? Terwyl Johannes op Patmos is, in Openbaring 20 kry Openbaring, en hy sê ek sien klein en groot voor God staan. Jy behoort nie aan jouself nie. Klein en groot sal voor God staan. Jare keer. En hy sê daar was 'n boek geopen. Dit wat ons hier doen, word aangeteken. Here, ek prys U. Hoor wat vra die man van die Here. Ons kan nie ons suster oordeel nie. Ons kan nie. We have no right. Samson staan daar tussen die mure. Hoor wat vra hy. 'n man van die Here wat die Here magtig gebruik het. Ek sê, daar was heel moeilik mense wat die sit, wat ook al by punt gevat was, waar jy self gesê het, Here, ek sien nie meer kans in die lewe nie. Jy kan maar veel vroeg nou. Jy was so laagte, dat jy gesê het, Here, ek gee op. Daar was 'n tye waar jy gesê het, Here, ek gee in. Ek kan nie meer nie. Hier staan die man van God. Hy sê, Here, dink tog aan my en versterk my nog net een keer. Dat ek my woord een van my 2 oë op die Filistyne kan vreer en sterwe. Hoor wat sê die woord? Hy vra die Here om hom te laat sterwe. En nou moet ek kyk, ek wil u wys wat gebeur. Die Here kan hom afwys, of die Here kan hom laat sterwe. Sien nie? As die Here dit wil afgesny het, dan sy nog gelewe. Amen. Ons kan niks bysit nie. As sy moes gelewe het, dan het sy gelewe soos daar die persoon wat ek jou hande opgelê het en sy lewende geword. Hoor wat sê, versterk my net die een keer. En Samson, wat die pilare vas. Toe hy pilare vasvat, weet jy hoekom? Ons het aan die pyn verstaan nie. Ek het nie die seer verstaan nie. Samson doen nie versoek, want hy kan nie vernedering meer vat, wat hy deurmaak. Hy kon die pyn, die bespotting, kan hy nie meer deurmaak. Die seer wat hy nog het, dat hy, halleluja, aangegeet het vir sy vrou, kon hy nie hanteer. Hy sê, Here,
dit nie hanteer nie. Hulle maak vir hom 'n bespotting. Hy moet vir hulle dans. Prys die naam van die Here. En hy sê, Here, U moet nou vandag 'n einde maak. Toe hy pilare vasvat, toe weet hy sterwe vandag. Iemand mooi hoor, sy kommunikasie met God, eindelijk was sy versoek 'n belydenis. Eindelijk was sy versoek, prys die naam van die Here, waar hy God vra, halleluja, om hom deur te kom. Die Bybel sê, toe hy pilare vasvat, toe kom sy krag weer terug. En toe hy sy krag weer vind, toe val die pilare, en Samson het gesterwe, omdat hy vir God gevra het. Wie is ek en nie, om vandag hulle vinger te wys? Die Here het mag, oor lewe en dood. Wat wil ek hier vandag sê? Here sê in Tessalonisense 4:13, familie moet nie vandag treur, asof daar nie hoop is. Mama, u weet hoe u die kind groot gemaak het, in die vrese van God. U is vanmorgen beter as almal van ons kan verstaan, wat sy deurgemaak het. U sal weet wat sy met God gepraat het. Terwyl ek aan die huis gestaan sit, toe sê die Here vir my, u moet berusting vind. Vind berusting. Nie in mense, nie in dokters, maar vind berusting in die Here, gee God 'n prys. As ek hierdie gedeelte nou vir u gelees het en deurgegee het, dan verstaan jy baie beter. Nee, jy kan nou vrede vind. Maar kom ons gaan na nog 'n man toe. Die waar is ek wil vir jy sê, depressie. Miskien moet ons so 'n bietjie by oor dit praat. Baie mense stel nie belang in hulle mense wat depressie het. Weet jy, depressie is een van die gevaarlikste siektes. As hulle nie weet om dit te hanteer nie, gaan na sielkundiges, geestelike sielkundiges toe en vra vir hulle. Ek en my vrou was ingeroep. Ons het 'n totale verkeerde gesindheid teenoor ons kind gehad. Ek wil nie sê 'n bipolêre depressie gehad. Een oomblik is hy baie positief. Dan sien sy alle goeie dinge. Ons suster het nooit laat blyk. Want daar stye waar sy in ons teenwoordigheid was, wat ons net die glimlach gesien het. Wat ons net die verheerliking gesien het. Was net gesien het hoe God vir haar en haar man is. Ons het dit in die kerk met ons fisiese oë ervaar. Wanneer ons in gesprek was, het ons het nooit gedink is. Maar die negatiewe boel, in die depressie, hy vat vir jou in 'n donker gat. En hy donker gat, as hy dokters wat verklaar, as iemand wat depressie het, iemand doodmaak, dan sal hulle gaan getuig. Die persoon was nie in beheer van homself. Nou verstaan ons die donker gat waarin sy was. As stye wat mense daar uitkom, maar as stye wat hulle nie daar kan uitkom. Jy moet mooi hoor. Samson was in hy gegaan. En toe hy vir die Here sê, Here neem my lewe, toe neem die Here sy lewe.
Elia bevind hom ook daar. Elia bevind hom daar. Die Bybel sê hy sit onder 'n besembos sit hy. En hy sê vir die Here, Here, neem my siel weg. Wat hy sê, Here, ek wil sterwe, ek sien nie meer kans. Hy sit gestres. Hier sit mense wat gestres is. Weet jy wat hy sê die Here? As die mense vandag hier kan staan en hulle hart oopmaak en die letsel wys hoeveel seer, hoeveel teleurstelling, hoeveel pyn hulle het, dan sal ek nie verbaas staan. Terwyl hy die versoek aan die Here deurgee, sê die Here vir hom, dis my eie woorde. Ek beheer die dood. Ek beheer die lewe. Toe hy dan deur gaan doodmaak, toe stuur die Here 'n engel. Terwyl hy slaap onder die bos, slaan die engel vir Elia en sê, staan op en eet. Here sê, hier's mense wat in diezelfde situasie was, wat opgestaan het. Weet jy toe hy opstaan, was daar twee dinge. Here sê, hier's 'n vetkoek. Ander gedeelte sê, daar was brood en daar was water. Daar's kinders van die Here wat hier sit. Die brood verteenwoordig die woord. Terwyl jy daar in die donkerte gesit het. Toe remind die Heilige Gees jou aan sy woord. En toe sy woord tot jou kom, toe eet jy die woord. Die Bybel sê die eerste keer geëet en gaan lê. Daar was water. En water beteken lewe. Toe hy die woord eet, toe kom daar lewe in. En die lewe wat in hy kom, laat hom opstaan. Hy het opgestaan, omdat hy God op sy woord gevat het. Hy begin lewe, omdat hy die woord van die Here geëet het. Toe moes hy die pad loop. Sien jy? Elia se versoek was nie toegestaan. Sade mense, soos my suster, wat die Here haar versoek toegestaan. Ek wil vanmôre vir die familie sê, vind berusting in die Here. Amen. Vind berusting in die Here. Terwyl ons dienaar getuig, hy sê as hy nog ons geleef het, dan sou sy 'n goeie vrou vir haar man gewees het. Soos wat God die goeie in haar gesien het, sien ons dienaar die goeie in die kind. Vind vanoggend berusting, my broeder, in die Here. Wat God gedoen het, is wel gedaan. Ek dink in Job 1 vers 21 bestaan ek nou beter, want die Here het gegee en die Here het geleen. As jy nog nie beter verstaan,
Dan sê die tema, God is in beheer van die dood en God is in beheer van die lewe. Pastor, kom bid vir ons. Kom ons staan vanoggend. Dis die woord van die Here. Hier sit mense wat deur teleurstellings, wat deur pyn gaan, wat deur hartseer gaan. Amen. Ek wil ons moet vanmôre die hand op ons bors sit. Maar ons pastor gaan bid. Sê Here, U ken my hart vanoggend. U is die God van dood en lewe. Maar vanoggend wil ek hê U moet lewe in my inspreek. Prys die Here. Vader, ons kom vanoggend. Omdat ons weet, Here, wat dit is om in pyn te wees. Vanoggend, liewe Here, wil ons bid, liewe Here. Daar was 'n tyd wat ons geglo het ons sal dit nie maak nie. Daar was 'n tyd wat ons plat in die grond was. Daar was 'n tyd toe ons niks hoop gehad het, Here. Daar was 'n tyd toe ons net in trane gewees het, Here. Lam van God, vanoggend roep U uit na die mens en U sê, mense kind, waar is jy? Wees ons vanoggend, Here, dat U ons vanoggend besoek. Vader, dit is 'n pyn wat baie miskien nie sal verstaan nie. Here, maar omdat U myself deur 'n pad gebring het, staan ek vanoggend hier en ek bid vanoggend, liewe Here, vir U eie kinders wat vanoggend in hierdie vertrek is. Here, hier is vanoggend mense wat ingekom het met 'n gebroke hart, met 'n verslae gees, Here, en daarom roep ons vanoggend dat die engele vanoggend sal beweeg van sitplek tot sitplek, Here, dat mense vanoggend sal bely en erken op hierdie platform, ek het die Here nodig, dat mense sal sê, Here, ek kan nie dieselfde hier uitgaan nie, maar Vader, ons roep vanoggend by hierdie begrafnis van die Messias, Here, roep ons mense tot opstand in die naam van Jesus Christus. Was daar ooit 'n stryd soos die van Jesus? Here, ek roep vanoggend, roep ek manne en vroue wat daarvoor sal uitdra en sê, Here, tot hier toe en ek het myself geprobeer. Maar Vader, ek bely vanoggend, ek kan dit nie meer op my eie doen nie. U maak my bewus vanoggend, Here, is mense wat met tyds ingekom het. Ek roep vanoggend 'n gewillige gees vanoggend om te erken, Vader, ek wil bid, en besonder vanoggend die bedroefde familie. Here, U wat hulle geformeer het, U wat hulle geroep het, Here, U wat die goeie werk begin het, Here, is dieselfde God, Here, wat dit vandag sal verder vat. Ek wil besonder bid hierdie vergadering, is 'n salwing wat gerelease is. Ek wil bid dat die salwing sy volle gang sal vind in die naam van Jesus Christus. Genesende salwing as in die atmosfeer, restaurerende salwing as in die atmosfeer uitgegiet. Reddende salwing is uitgegiet. Die Bybel sê elke tong sal bely en elke knie sal buig en erken dat hy God is. Wie is vanoggend die God in ons midde? Vanoggend seer, Here, ons laat gaan vir Messias, Here. Ons vind aanvaarding vanoggend, Here. Ons moet laat gaan, maar vanoggend ons wat agterbly. Vader, wie is vanoggend 'n God van nabyheid? Dankie vir U woord. Dankie vir hierdie diens, Here. Dankie vir die gemeenskap wat sê ons kom vanoggend na die lig toe. Ons kom vanoggend na die God van hoop toe. In die naam van Jesus Christus word verheerlik vanoggend in Jesus naam. Amen en amen.